Welkom terug by die Groot Ontbyt. Daar is onlangs 'n volledige parlementêre ondersoek na die padongelukfonds geloods en die Vereniging vir die Beskerming van Padongelukslagoffers is baie gelukkig daarmee. Die woordvoerder van die vereniging, Pieter de Bruin, kuier vanmôre by ons. Ons praat bietjie oor wat die vereniging is, wat se werk hulle doen, hoekom het hierdie ondersoek begin en dies meer. Goeiemôre Pieter. Goeiemôre. Lekker om jou te gesels vanmôre. Ons het nou juist vanmôre in die nuus ook gepraat oor die padongelukfonds se hoofuitvoerende beampte of mens kan nou maar dalk sê gewese, ons weet nou nog nie heeltemal nie. Maar kom ons praat eers oor die Vereniging vir die Beskerming van Padongelukslagoffers. Wat is die vereniging en wat doen julle? Dit is basies 'n organisasie wat die grondwetlike regte van padgebruikers beskerm en seker maak dat enige wetgewing aan die grondwet voldoen en as daar 'n wet is, dat dit behoorlik toegepas word. En 11 jaar gelede was daar pogings om op 'n baie onbehoorlike manier die wet te verander. En 'n klomp belanghebbendes wat eintlik nie individue is nie, maar organisasies het saamgespan om seker te maak dat padgebruikers se grondwetlike regte beskerm word en dit is ons hoof fokus. Wat was die onlangse uitspraak? Geef ons 'n bietjie agtergrond vir mense wat dit dalk gemis het. Die kommissie op ondersoek na finansiële sake het besluit dat daar te veel ongeruimthede is wat net deur die ondersoek van die ouditeur-generaal sowel as die spesiale ondersoekeenheid gedek kan word. Dat daar items is wat buite hulle bestek van ondersoek is en dat daar addisionele dinge is wat bespreek moet word. En daarom het hulle laasweek 'n besluit geneem dat daar 'n spesiale ondersoek geloods moet word. Hierdie spesiale ondersoek, jy sê dis nou aanleiding van die feit dat daar dalk moontlik finansiële onsekerheid en besluite is wat dalk verdag is. Maar julle stap nou al 11 jaar lank 'n pad met probleme by die padongelukfonds wat julle sê nie reg is nie. Wat was daai pad? Daar is verskillende dinge wat gebeur word. Een van die belangrikste wandade is dat verskeie Hooggeregshof uitsprake nie nagekom word nie en dat die padongelukfonds willens en wetens besluit watter hofbevele wil hulle uitvoer en watter hofbevele nie. Nou geen staatsinstelling kan toegelaat word om bloot dit te doen nie. Maar dit is net een van baie. Daar is ongeruimde tenders, daar is ongeruimde uitgawes. Jy het vroeër gepraat van die beskermingsfondse. Dis totaal onbehoorlik dat 'n persoon wat vir die staat werk, net naas president Ramaphosa die grootste sekuriteitsdetail het. En hierdie is net 'n teken van hoe verkeerd dinge daar gaan. Mense word onwettig afgedank. Kontrakte word onwettig beëindig. Daar's sekere reëls wat gemaak word wat nie binne die bestek van die wet is nie. Nou die padongelukfondswet is baie spesifiek. Jy kan nie die reëls net deur 'n regulasie verander nie. En dis een van die min wette in die land wat wel so is. Selfs nie as die grondwetlike hof kan besluit of 'n sekere klousule toegepas moet word of nie. Nou die padongelukfonds besluit sommer self. Hulle is die parlement, hulle maak die wet, hulle gevolg daarvan is dat bykans 95% van eise wat wettig ingedien word nie erken deur die padongelukfonds nie. So hulle sê hulle doen baie goed met die betaling van die eise. Maar wat hulle nie vir die publiek en die parlement verduidelik nie, is dat hulle 95% van die eise wegwys. Nou die probleem is buite nou dat eisers nie hulle grondwetlike vergoeding kry wat daarvoor voorsiening gemaak word nie, maar dat die staat ook nie heeltemal weet wat is sy las hier nie. Maar die las is 'n wettige las. Volgens die howe in die padongelukfondswet bestaan die eis, want dit is 'n wettige eis. Maar die padongelukfonds maak hulle oë toe asof hy nie bestaan nie, maar dit maak hom nie onwettig nie. Nou dis net een van 'n klomp ongeruimthede. Die belangrikste laastens is dat dit blyk nou asof die geskorste hoofuitvoerende beampte Collins Letsoalo nooit wettig aangestel is nie. Want daar is nie voldoen aan die twee vereistes wat die kabinet gestel het nie. Wat eerstens is sy kwalifikasies moet geverifieer word en tweedens dat hy 'n sekuriteitsklaring moet slaag nie. En laasgenoemde het hy nie geslaag nie. Nou die implikasie daarvan is dat die 2 jaar wat hy waargeneem het in die pos,
En die 5 jaar wat hy wette links en regs gebreek het, en basies die padongelukke fonds amper in die afgrond ingedwing het, dat basies daardie besluite totaal onwettig was. Jo. En om dit om te keer, gaan 'n monumentale taak wees, maar daar is planne hoe dit gedoen kan word, en dit is die goeie nuus. Dit is nie net slegte nuus nie. Wel, dis nou juist my vraag. Wat is die oplossings? Want ons hoor nou wat die probleme is, of van die uitdagings is. Wat is die oplossings? Wel, om mee te begin, en dis 'n stukkie goeie nuus op 'n maandag, is dat in hierdie portefeuljekomitee het politieke partye, wat op die oppervlakte lyk of hulle nie saamwerk nie, wel saamgewerk om die regte ding te doen en 'n meerderheidsbesluit te neem dat hier 'n ondersoek gelas moet word. Nou, dis die eerste maal in 10-15 jaar dat die padongelukke fonds behoorlik na gekyk word en hoekom hulle vir 10 jaar gelos was om letterlik amper hierdie stelsel te verbreek. Klomp positiewe dinge wat hier uitgekom het. Dat daar op die kort termyn sekere oplossings geïmplementeer moet word, sodat die padongelukke fonds net gered kan word. Want hou in gedagte, meeste van ons betaal 'n petrolheffing en dink daardie geld word gemors. Dit is nie die geval nie. As jy een van die 70,000 mense is, van alle vlakke van die samelewing, wat in 'n baie ernstige ongeluk is, dan gaan jy besef hoe krities die padongelukke fonds is, hoe krities die mediese mense is, wat jou behoorlik diagnoseer, en hoe krities die prokureurs is om jou eis te help befonds, want die regering gaan hom nie befonds nie. Hulle help jou tot 100-150,000 rand om jou mediese uitgawes te dek, sodat jy 'n eis het. Nou, dis die regering se werk. Maar prokureurs doen dit, maar hulle is met 'n misinformasie veldtog met miljoene rande se petrolheffing, selfs as die sekuriteitsgeld wat gemors word, uitgemaak in die openbare pers as die mense wat die probleem is. Die ironie van die saak is, hulle is juist die mense wat gehelp het. Nou, paar interne dinge wat ook kan gebeur. Dan moet 'n skikkings sentrum geskik word, waar ongeveer 500,000 eise, wat nou al vir jare, tussen 5 en 8 jaar, vat om afgehandel te word, op 'n bespoedigde basis na gekyk word. Dis totaal onregverdig dat 'n mens 5, 6 en 7 jaar wag voor jy jou dag in die hof kry. En sal so 'n skikkingsooreenkoms sentrum, is dit nou op die kaarte? Dit is definitief een van 10 oplossings wat bespreek word. Verdere oplossing is dat daar moontlik gekyk moet word na 'n nuwe divisie van die Hooggeregshof, soortgelyk aan die Arbeidshof, waar derde party eise op 'n bespoedigde basis deur regters hanteer word. Maar dan ook, daar moet interne mense aangestel word met die regte kwalifikasies, die regte ondervinding. Mense moet die wet toepas, want die enkel grootste probleem is dat die wet nooit die laaste 10 jaar toepassing van die wet. Wel, en die onregverdige en die gedeeltelike toepassing, en dit is die belangrikste ding wat vir die publiek gaan verander. Pieter, baie dankie. Daar's duidelik diep liggende kwessies wat ons almal raak sien by die padongelukke fonds, hoe dieper jy in delf. Dis lekker om met 'n kenner soos jy te gepraat oor die situasie wat daarbey betrokke is. Sterkte met die vereniging se missie en sterkte, ons hou die parlementêre ondersoek mooi dop en ons hoop die beste vir die padverbruikers kom daar uit, nie noodwendig die bestuur van die padongeluk. En dis wat belangrik is met julle blootstelling hier aan. Dankie. Dis 'n plesier. Dankie. Dis Pieter de Bruin. Hy is van die Vereniging vir die Beskerming van Padongelukslagoffers. Interessant om te hoor wat aangaan. Is lekker om te weet dat daar iets aan die gang is, nê? Dat verantwoordbaarheid begin. Dis lekker om daarvan te hoor. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan praat ons gou 'n bietjie oor grimering, glo dit of nie, en ons luister na jou sosiale media insette vir julle vandag gelewer het.